Broers en susters, ek wil hê dat ons moet weet, die Here is vandag hier teenwoordig. Die Here weet van elkeen van ons wat vandag hier is. Die Here weet van ons verlies en van ons tragedie. En daarom wil ek ook vir ons sê dat die Here ons vandag seën met liefde en met vrede. Hierdie vrede kom na ons toe in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Voordat ons uit die Here se woord uit lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons magtige en liefdevolle Here God, ons wil vandag vir U dankie sê vir die lewe wat U vir Jacques gegee het. Ons wil vir U dankie sê vir al die lewens wat hy aangeraak het. En ons wil vir U dankie sê vir almal wat vandag hier is, wat vandag aan hom kom dink, en aan die mens wat hy was, en dit wat hy vir hulle beteken het. Here, ons vra dat U deur U woord en deur U Gees vir ons nou ook sal kom vashou, vir ons sal kom bemoedig, en vir ons 'n bietjie vrede sal kom gee. Amen. Ons lees vandag uit Jesaja 40. Hy begin hierso op bladsy 758 in die Ou Testament, Jesaja 40, en ek lees vir ons vers 1 tot vers 10. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het uit die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep uit, maak in die woestyn die pad van die Here gereed. Maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en 'n rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. 'n Stem sê toe, roep uit, en ek vra, wat moet ek uitroep? Alle mense is immers gras, en hulle verloor hulle trou soos 'n veldblom. Gras verdor, 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Ja, gras verdor, 'n blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Klim op 'n hoë berg, Sion, boodskapper van vreugde. Verhef jou stem met krag, Jerusalem, boodskapper van vreugde. Verhef dit, moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God. Kyk, my Heer, die Here, met krag kom hy, en sy arm oefen vir hom heerskappy uit. Kyk, sy vergoeding is by hom, sy beloning is voor hom. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. As ons verby Jacques se ou huis ry of stap, dan sal ons sien daarso is so 'n sypaadjie. Die sypaadjie is nie baie goed gemaak nie, ek weet dit, want ek woon langs dieselfde sypaadjie. En moontlik is die grond nie baie goed plat gedruk voordat die stene gelê is nie, want toe die eerste reën gekom het, toe het dit daai bakstene gevat, party van hulle het dit heeltemal weggevat, soos daar by Jacques huis, en baie van hulle is krom en skeef. Maar ek kla ook nie te hard nie, want vir my wat nou lief is vir plakkies, is dit verseker beter om op krom bakstene te loop as om deur die modder te loop. En ek kan ook nie 'n pad bou nie. Ek gee myself nie uit as 'n ingenieur nie. Maar dit sit nie in almal se vermoë om 'n goeie
deftige pad te maak nie. As ons kyk na die boek Jesaja, dan kan ons dit rofweg verdeel in 3 dele. 1 tot 39 is eerste Jesaja, dan hoofstukke 40 tot 54, tweede Jesaja, en dan derde Jesaja is hoofstuk 55 tot hoofstuk 66. Dan in tema kan ons dit verdeel van, daar's moeilikheid op pad, dan daar soos hulp op pad, en dan uiteindelik kom ons uit by die hulp is hier. Dit is moontlik op verskillende tye in Juda se geskiedenis geskryf. Daar is uitsonderings, maar dit is min of meer die orde van die boodskap van Jesaja. So ons het 'n baie belangrike skriflesing gelees vandag, want dit merk die oorgang tussen die onheil en die teenspoed wat Jesaja voorspel na die eerste beloftes van hoop en van herstel vir Juda. Jesaja en sy gemeenskap was slagoffers gewees van die magtige Babyloniese ryk. En hulle het heeltemal verwoesting gesaai. Juda, die ou Suid-Israel, was verslaan, die tempel was verwoes, en almal behalwe regtig die mees onbelangrike mense is in ballingskap weggeneem. Daar sit hulle nou, daar so in Babylonië, hulle verlang na hulle land, hulle het alles verloor, hulle het nie meer 'n huis nie. En in eerste Jesaja waarsku die profeet die heeltyd vir Juda, maar dis as gevolg van julle ontrouheid aan God, dis as gevolg van julle afgodsdiens, dat Babylonië gaan kom en dat julle verslaan gaan word. Nou vandag dink ons bietjie anders oor sonde en straf, veral in 'n wêreld na Paasfees. Ons glo dat in die persoon van Jesus is ons sonde ons vergewe. Vir Jesaja was daar geen twyfel gewees dat die oorlog teen Babylonië is as gevolg van hulle afvalligheid van God nie. Julle het nou dit gedoen, so nou kom God en God gaan nou dat doen met julle. Dit is julle straf. En hulle verloor alles. Dan duur die ballingskap vir omtrent 70 jaar en dan kom koning Kores van Persië. En hy verslaan vir Babylonië, hy sê vir Juda, julle kan nou maar weer huis toe gaan, en hulle bou uiteindelik vir hulle toe weer 'n tweede tempel. Jesaja 40 is waarskynlik geskryf of net na, of net so voor die einde van die ballingskap, toe daar uiteindelik weer 'n bietjie hoop is vir die mense van Juda. En as teken van hierdie herstel, hierdie ongelooflike nuwe goue era van Juda, moet daar nou 'n pad gebou word. Die Here praat van 'n pad, 'n netjiese, ordentlike pad, nie soos Jacques se sypaadjie nie, wat ook my sypaadjie is nie. En dit gaan 'n verskriklike, lieflike stuk pad wees. En dadelik het die profeet sy bedenkinge. Wat moet ek uitroep? Lees vers 6. Mense is soos gras, en hulle trou is soos 'n veldblom. Dis basies 'n ouer, kwaaier weergawe van die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Mense is verganklik, mense kom tot sterwe, en dan sê die Here, ja, mense is so verganklik soos gras, is dalk so, maar my woord is vir ewig. So dis nie die vermoëns van die mense van Juda wat die pad laat bou nie. Dit is die Here wat hulle lei en die Here wat hulle bemagtig om dit te doen. God se magtige teenwoordigheid is weer terug by Juda, en weer eens ons dink 'n bietjie anders oor waar God oral is. Ons sê God is nie net in die tempel nie, God is nie net in die kerkgebou nie, God is oral, maar vir Jesaja, was hulle oortuig, God is nou weer by ons. Ek het besluit om in die skriflesing vandag te lees, want dis waaraan Jacques my laat dink het. Jacques het, toe ek hom leer ken het, toe hy heel wat troos nodig gehad. Hy was van buite af, as hy so taai soos 'n ratel gewees. Hy was klipsteenhard gewees.
Maar daar was baie ander goed wat binne in hom geleef het. Almal van ons het moeilikheid wat ons self veroorsaak het. Almal van ons foute gemaak. Maar hy het ook baie goed gehad wat oor sy pad gekom het, wat hy nie voorgevra het nie. Dit het maar net met hom gebeur. En hy het ook sedert 2020 het hy oor 'n kort tydjie baie verliese gelei. Diane moes wegtrek vir werk, want werk is skaars, daarmee kan ons nie stry nie. Hy het vir Stefan verloor, sy byna swaar, en hy het altyd sy ouers verloor, binne 5 jaar van mekaar. Nou, of ek nou my pinkie afkap, en of iemand anders dit nou vir my doen, dit verander niks aan die feit dat daai pinkie geweldig seer gaan wees nie. Jacques was ook baie siek geweest na die einde van sy lewe toe. En hoe dit ook al nou gebeur het, dit was nie maklik geweest nie. Maar wat ek van Jacques respekteer, is dat hy altyd net homself was. Ek het nooit die gedagte gekry, hy probeer my beïndruk, of hy is nou iemand wat hy nie normaalweg is nie. En daar was ook waarlik net een soos hy gewees. Hy het nie altyd 'n filter gehad nie. In die laaste paar maande toe hy nou siek was, dan sal hy mooi vir jou laat verstaan, maar hy dink nou eintlik, julle is nou klaar gekuier. Hy is nou moeg, hy is nou, nee, los. Hy het, toe oom Paul nog geleef het, maar sieker was, toe hy vir my vertel van sy ongelooflike plan om vir oom Paul bietjie uit die huis uit te kry. Hy het gesê, hy gaan vir oom Paul 'n afspraak maak met een van ons weduwees. Dan gaan hy sommer vir haar suster kuier. Dubbeldate, hy en sy pa. En ek het eendag vir Jacques raak geloop by die kafee, en hy het met iemand lang stories gesels, en ek het toe nie die persoon geken nie, en ek vra vir Jacques, maar wie is daai? En hy sê nie, hy is nie heeltemal seker nie, maar almal in die dorp ken hom. Hy is nie bekommerd nie, want as hy met iemand gesels, ken hulle hom waarskynlik. Ten spyte van alles het Jacques die lewe geleef op sy eie manier, en hy het nie laat enige iemand vir hom voorskryf wie hy in sy lewe en in sy hart mag toelaat of nie. Hy het omgegee vir mense van allerlei verskillende dele van die lewe, en hulle het vir hom ook omgegee. Maar ten spyte daarvan het ek dikwels die indruk gekry dat Jacques baie swaar trek aan die verlede. Daarom wil ek vandag eintlik maar vir hom, en vir enige iemand wat dit dalk moet hoor sê, die skuld is klaar afbetaal. Oor minder as 'n week vier ons vryspraak van ons sonde, vier ons die losmaak van ons verkeerde keuses, van ons gebrek aan liefde. En dit was mos nie verniet gewees nie, of hoe? Baie keer sal ek myself uitvang dat ek sit en broei oor foute wat ek gemaak het, veral so laat in die nag. Party van hulle was oordeelsfoute, ander van hulle was maar foute van, maar ek moes nou maar eintlik met die of daai bietjie minder ongeskik gewees het. Maar as die Here my reeds daarvoor vergeef het, die enigste een wat mag oordeel, hoekom wil ek myself dan nog gijslaar hou? Jesus het dan vir ons sonde reeds betaal. Al ons skuld is klaar afbetaal. Nou, omdat die skuld reeds betaal is, weet ons ook, die Here gaan ons nooit wegstoot nie. Die Here gaan ons nooit skuif daar saam met die slegte mense nie, want die Here het ons vergewe. As ons op ons eie lewenspaaie dan beweeg, of wanneer ander mense saam met ons is, en of ons dalk alleen is altyd iemand wat saam met ons ry, iemand wat saam met ons loop. En kom ons wees nou maar eerlik ook, vir baie van ons klink hierdie pragtige, mooi, spiekeries gelyke pad van Jesaja na 'n fantasie. Want baie van ons se lewenspaai is alles behalwe reguit en maklik om deur te beweeg. Die verlies van iemand vir wie ons omgegee het kan voel soos 'n geweldige stilte. Ons beer en ons beer en ons beer,
maar die verlies dreig die hele tyd om ons weer af te trek. Ander kere kan verlies voel soos 'n slaggat. Hier sit ek nou vas, binne in my gebrokenheid, en ek voel nie of ek vorder nie. Of wat baie keer by ons gebeur, kan in ons harte gebeur. Hierso by ons lyk die pad vandag nog pragtig, môre kom daar so 'n bietjie reën, dan is die pad weer 'n nagmerrie, en dan weet ons nie waantoe nou om te gaan nie. Dit kan met ons harte ook gebeur. En Judas se pad was alles behalwe die gladde pad wat dit veronderstel was om te wees. Na die Babiloniërs kom die Persiërs, na Persië kom die Grieke, na hulle kom die Romeine, en in daai tydperk was Juda nooit weer 'n onafhanklike land wat kan maak soos wat hulle wou nie. Hulle was altyd maar nog die besit van 'n magtiger, groter nasie gewees. En dan ten spyte van hierdie verdrukking, verskyn Jesus op die toneel, en Jesus verander alles. Hy maak dat daar weer hoop kan loop, deur 'n vallei van mismoedigheid. Hy maak dat verwyte opgevul word, toegemaak word, dat hardkoppigheid 'n bietjie platgestoot kan word, om plek te maak vir vrede. En hy maak dat wie jou president of wie jou keiser is, nie meer so belangrik is soos wie jou koning is nie, want Jesus is ons koning. Daar's niks wat met ons kan gebeur, wat daai feit verander nie. En omdat ons weet God is by ons, weet ons ook dat, al is die pad moeilik, al het die pad snaakse draaie wat ons nie verwag het nie, gaan ons wel ons eindbestemming bereik, want God is by ons. Hoe die pad lyk, weet ons nie, maar selfs al voltooi ons ook dan die reis, dan is God nog steeds by ons. Na alles wat Jacques se pad vir hom ingehou het die Here hom nooit verlaat nie. Het die Here hom nooit weggegooi nie. Daarom kan ons ook weet, soos wat dit waar is vir hom, so is dit waar vir elke liewe een van ons. Amen. Ons Here, ons wil vandag in besonder bid vir die mense wat Jacques agterlos. Here, ons dink aan Nicoline en Marlene, ons dink aan Diane, ons dink aan al Jacques se vriende. Baie van hulle is vandag ook hierso. Here, ons sê vir U dankie dat U ons losgemaak het van ons verlede in baie opsigte, en dat U ons ontvang as geliefde kinders. Here, en omdat ons geregverdig is, weet ons ook, Die Heilige Gees is altyd by ons, ook nou, in 'n tyd van leed. Here, ons bid dat U Jacques se hartsmense sal omarm, en sal toevou in die geweldige liefde, en dat hulle ook sal beleef, dat al raak die pad stowwerig, al raak die pad hobbelrig, U is daar by hulle. Amen. Dankie julle, is 'n groot voorreg. Dankie die familie. Ek het gevra ek moet 'n paar mense bedank. Huis, Frida Kempen, baie dankie vir alles wat julle vir hom gedoen het. Die hospitaal, die dokter, die oralis. Ek kan nie lees hier, sorry. Ek wil net sê, dankie vir almal wat in sy lewe die laaste ruk was. Petto was Petto. En as 'n ding geel is en hy sê swart, is dit swart. Sy woorde was altyd gewees, hy weet nie hoe mense dink nie. Net die man daarbo weet hoe die pad gewees vorentoe. So ek dank almal wat in Jacques se lewe 'n verskil gemaak het en net daar vir hom was, wat vir hom ietsie gebring het elke dag, wat vir hom kom kuier het en net stories geluister het. Maak nie saak wat hy praat nie. Ek dank julle almal. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan op jou pad met die wete dat God saam met jou is. Die genade van ons Here Jesus Christus
en die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen.